Hallo maatjies, baie welkom by ons volgende Sabbatskoolles. Ons is nou by les 5 van die 3de kwartaal. Vandag is ons lesie se naam 7 spesiale dienaars. Die geheelteksvers kom uit 1 Korintiërs 12, vers 4 en 5. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here. Die boodskap is dat wanneer ons gawes organiseer, verbeter dit ons diens aan God. Wat sou jy dink as jy vandag by die huis kom en daar's geen kos om te eet nie? Hoe sal jy voel as jy sien dat jou kos aan iemand anders gegee word? Somtyds het dit in die vroeë kerk gebeur. Sommige mense het geen kos gehad nie, terwyl ander baie gehad het om te eet. Die jong kerk het aanhou groei. Dit het die apostels besig gehou. Heeldag, elke dag het hulle die woord van God aan mense geleer wat gretig was om dit te hoor. Eendag egter het 'n lelike probleem ontstaan. Die Grieks sprekende gelowiges het begin kla. Hulle het gedink dat die Hebreeus sprekende gelowiges kos nie evenredig versprei het nie. Hulle het geglo dat die Griekse weduwees nie ontvang het wat hulle toekom nie. Ons noem daardie probleem diskriminasie. Diskriminasie beteken dat ons ander mense nie goed behandel nie, omdat hulle op een of ander manier anders as ons is. Hulle mag anders lyk of 'n vreemde taal praat, dalk trek hulle anders aan of eet ander soort kos. Die Griekse gelowiges het gevoel dat die Hebreëse Jode teen hulle gediskrimineer het. Die apostels het geweet dat hulle nie elke probleem in die nuwe kerk kon oplos nie. Hulle was ook wys genoeg om te weet dat hulle nie eers moet probeer nie. Hulle het toe die mense saamgeroep vir 'n vergadering om daaroor te praat. Kyk of daar 7 manne onder julle is, het hulle gesê. Kies manne wat vol van die Heilige Gees en wysheid is. Ons sal hulle aanstel om die voedsel uit te deel. Die mense het na mekaar gekyk en saamgestem. Hulle het toe 7 manne gekies. Stefanus, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaus. Hulle het die eerste diakens geword. Die apostels het hulle hande op die manne gelê en vir hulle gebid en hulle vir hierdie spesiale diens afgesonder. Hierna het die apostels genoeg tyd gehad om die werk van God te doen wat hy aan hulle gegee het. God het aan elkeen van sy kinders spesiale gawes gegee om te gebruik om hom te dien. Sommige het die gawe om God se woord aan ander te leer. Ons hou daarvan om na hierdie onderwysers te luister en van hulle af te leer. Sommige het die gawe om vir ander te sorg. Hierdie mense is altyd bly om van hulp te wees. Hulle was die skottelgoed nadat almal saam geëet het by die kerk. Hulle help hul bure wat karprobleme het en hulle voorsien kos en klere aan behoeftige mense. Nog 'n spesiale gawe van God is hoe om te ontsyfer om dinge op die bes moontlike manier te doen. Ken jy iemand wat hierdie gawe van organisasie het? 'n ander spesiale gawe van God is om mense wat in die moeilikheid is te verstaan en te help. Elkeen van ons kan ander die liefde van Jesus wys en hulle lief hê soos God hulle liefhet. Die apostels het voorgegaan met hulle spesiale werk van onderrig van die woord van God en die jong kerk het aangehou groei. Die kerk hou aan groei wanneer gelowiges hulle gawes gebruik om God vandag te dien. Elke gelowige, ek en jy ingesluit, het 'n spesiale gawe en 'n spesiale werk om vir God te doen.